Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. 'n Vriend van my het 'n eenvoudige mantra wat sê gedrag voorspel gedrag. In essensie beteken dit dat mense verander nie sommer nie. As iemand 'n sekere optrede vir jou wys, sekere reaksies het, dan is dit meestal presies wat jy weer van hulle af gaan kry. En ja, ek stem grootliks saam, want mense is gewoontediere, creatures of habit. Maar hier is die ding van gewoontes. Hulle gebeur selde oornag. Hulle vorm oor tyd, oor jare, oor ervarings, oor klein keuses wat elke dag ongesiens gemaak word. En eendag kyk jy op en jy kyk na jouself of na iemand anders en jy dink, dis nou maar net hoe ek ontwikkel het, dis nou maar net hoe ek is. En baie mense sê dan, wel, ek het nie 'n keuse gehad nie, dit het net so met my gebeur, ek weet nie hoe ek hier uitgekom het nie. Maar dis juist die krag en die gevaar van gewoontes. Hulle vorm jou sonder dat jy dit agterkom. In verhoudings hou ons van sekerheid, ons hou van voorspelbaarheid, daardie gevoel van ek ken jou, ek weet hoe jy gaan reageer en dit laat ons op 'n manier veilig voel. Maar baie keer voel ons so, selfs al is daardie optrede en daardie groepe van die mense rondom jou negatief. Selfs al is dit seer en selfs al is dit pynlik. Want soos hulle sê, baie mense leef in die wêreld van better the devil you know than the devil you don't know. En dan kyk ons ook na onsself, dag na dag en week na week en jaar na jaar en vang onsself waar ons sê, ag nee, daar doen ek dit nou alweer. Dieselfde fout, dieselfde reaksie, dieselfde skade. En dis die gevaar van diep groewe. Hulle raak baie keer so diep dat dit moeite vat om uit dit uit te klim. Dit vra bewussyn, dit vra inspanning en dit vra ook nederigheid. Nou natuurlik nie alle groewe is sleg nie. Baie van hulle bou goeie verhoudings en skep stabiliteit en bring vrug. Mense moet nou nooit altyd in hierdie goeters die baba met die badwater uitgooi nie. Maar dan is daar daardie groewe, daardie maniere van doen waar almal rondom jou kan sien, maar dit werk nie. Maar jy is die laaste een wat dit wil raak sien of wil erken. En tog is ons trots op daardie groewe van ons. Ons sê maar my manier is reg, dis hoe ek is en dis hoe ek nog altyd was. En soveel mense leef so in hulle verhoudings met hulle self, met hulle huweliksmaats, met kinders, met kollegas en ook met vreemdelinge. Iemand het een keer so mooi verduidelik en hy vertel van 'n oom by wie hy gaan kuier het, wat mure vol trofees en sertifikate en foto's het, want vir 9 jaar in 'n ry was hierdie oom die beste ossewaalbouer in Suid-Afrika. Dit wys iets van trots, van sy vakmanskap, van sy sukses binne in sy tyd. Maar in 'n wêreld van motors en vliegtye beteken dit niks nie. Nie omdat dit verkeerd is nie, maar omdat die wêreld verander het. En dis dalk die ongemaklike vraag vir my en jou vandag. Hoeveel van ons probeer nog vierkantige pennetjies en ronde gaatjies van die wêreld indruk? Jy druk en jy stoot en jy probeer al hoe harder, maar blind vir die feit dat dit eenvoudig net nie meer pas nie. En dan blameer jy die lewe in die ronde gat omdat dit nie vierkantig wil word en by jou wil aanpas nie. Intussen is jy die pennetjie. Jy is al so geskaaf, jy is seer, jy is stikkend, jy het beklei, maar jy wil nie teruggaan na die basiese waarheid nie, dat vorms moet by vorms pas. Ons onaanpasbaarheid is dalk een van ons grootste vyande. En dis hoe mense irrelevant raak, soos die ossewaalbouer in die motorbedryf. Maar wysheid en die Bybel wys vir ons 'n totaal ander pad. Nie een van vaste vorms en harde groewe nie, maar een van water. Water is aanpasbaar. Dit kan vloei, dit kan sypel, dit pas in elke vorm in. Dit kan gevries word, dit kan smelt, dit kan verdamp en weer kondenseer. Water hou nie op om water te wees nie. Dit verander net van vorm. En as water die bron en die sentrum van die aarde is en ook van ons eie liggame, is dit nie tyd dat ons moet leer om soos water meer te wees nie. Nie om op te hou wees wie jy is nie, maar om bereid te wees om van vorm te verander, sodat jy lewe kan bring, dors kan les, mense kan afkoel, mense kan voed en mense kan laat leef. Water gaan nooit verlore nie, dit vind net 'n nuwe manier van diensbaarheid. En dalk is dit die uitnodiging, om nie net te sê gedrag voorspel gedrag nie, maar om te vra, is my gedrag nog dienend? Of het my gewoontes my so vasgevang en die wêreld en mense rondom my so vasgevang, dat ek nie regtig 100% voluit kan leef nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.